vers 1 tot 13. Net voordat ons dan saam lees uit die woord van die Here, kom ons raak net weer stil in gebed. Here ons God, ons kom vanoggend in nederigheid voor U. Ons dank U vir U troue voorsienigheid deur die week wat agter ons is. Here, U het ons ingaan en ons uitgaan bewaar. U wakende oog was oral oor ons, of dit nou by die huis was, by die werk, op die pad, in tye wat ons goeie nuus ontvang het, of dalk in uitdagende tye nie. Here, U het ons gedra, selfs waar ons dit nie eens raak gesien het nie. Wanneer ons aan vanoggend die voorreg het om so by mekaar te wees, dra ons vir die wat swaar kry aan U. Here, U ken elkeen van ons hart. U weet van ons bekommernisse, van ons siekte, van ons hartseer, ons onsekerheid en ons verlies. Ons bid dat U deur die Gees vertroosting sal bring, daar waar dit die nodigste is. Here, wees asseblief by met die wat moedeloos is, en herinner hulle daaraan dat U die God is wat was en wat sal wees, die vaste rots en ons vaste toevlug. Here, ons bely vanoggend dat ons U as ons Here erken. Here, U is heilig, U is ewig, en U is die getroue verbondsmaat. U is die een wat die woord aan ons kom openbaar het, en U is die een wat deur die eeue nog altyd getrou gebly aan die woord. Daarom raak ons dan voor U stil en ons vra dat U ons asseblief sal lei. Wees U die een wat vanoggend U woord aan ons kom openbaar, en wees U die Gees die een wat ons vanoggend ook weer ons geloof moet versterk. En maak ons asseblief nou rustig en stil, sodat ons kan hoor wat dit is wat U vir ons kom sê, en sodat ons dit ook kan deel maak van ons wereld voor U. Ons bevra dit nie omdat ons dit doen, maar alleen omdat U heilig en genadig is. Amen. Ek lees dan nou vir ons saam uit Hebreërs 8. Die hoofsaak van wat gesê is dit. Ons het 'n hoëpriester, een wat gaan sit net aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent wat deur die Here opgerig is, en nie deur 'n mens nie. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeelding en skaduwbeeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê: "Sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het." Maar nou het Jesus 'n voortreffelike priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemende beloftes gegrond is. As daar aan die eerste verbond niks voortgekom het nie, sou 'n tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkominge deur te sê: "Kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei nie. Want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Here. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skryf. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Here ken. Hulle almal, groot en klein, sal my ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie." Deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar, en wat oud word en uitgedien raak, sal gaan verdwyn. Ons lees net so ver. Geliefdes, ek het vanoggend vir ons 'n foto saamgebring van 'n Leatherman gereedskapsstuk. Nou, 'n Leatherman is 'n alles-in-een gereedskapsstuk. Dit het 'n lang tang, dit het 'n lem, 'n skroewedraaier en selfs 'n klein saagie. Dis perfek om jou uit moeilikheid uit te kan help. En boonop is dit klein genoeg so jy kan dit gemaklik oral saam met jou dra.
'n stukkie leer of 'n stukkie pyp af te sny, of om iets wat vassit, bietjie te kan lossukkel. Daar is wel 'n paar taakies waarvoor 'n leerling jou glad nie gaan kan help nie. Dink byvoorbeeld as 'n boomstam dalk in die pad moet val. 'n Leerling se saag is eenvoudig nie geskik om 'n tak uit die pad uit te verwyder nie, want dis mos nie waarvoor 'n leerling gemaak word nie. 'n Leerling is handig, maar dit gaan jy nie uit alle moeilikheid uitkry nie. Dis nie 'n wonderstuk wat alles net gaan oplos nie. In die Ou Testament lees ons dat die priesters offers moes bring, sodat hulle die volk van hulle sonde kon reinig. Die vraag is, kon hierdie offers regtig al hulle sonde permanent kom wegvat? Die antwoord? Nee. Offers kon nie al ons sondes permanent kom wegvat nie. Offers so opreg soos wat dit is nie bedoel om ons sonde permanent weg te vat nie. Die offers is daarom soos 'n leerling, wat 'n boomstam net eenvoudig nie kan afskakel nie. Dis nie bedoel vir daardie spesifieke doel nie. Offers word nie vir die volk gegee om hulle te kan vergewe en om hulle te kan kom red nie. In die Ou Testament, nadat Israel uit Egipte bevry word, kom herbevestig God sy verbond aan die volk deur vir Moses te sê: as julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike besitting wees. Om die verbond van God getrou te gehoorsaam, het beteken dat Israel moes doen wat God van hulle vra. Israel moes hom as hulle enigste Here erken het. Hulle moes sy wet gehoorsaam. Hulle moes hom lief hê met hulle hele hart. En dan moes hulle die offers bring soos wat God aan hulle voorgeskryf het. Maar, net soos wat ons vanoggend in Hebreërs 8 lees, was die volk se harte hard en het hulle nie hulle deel van die verbond gehou nie. Uiterlik was hulle kinders van die Here, want hulle was besny en hulle het die wet ontvang, maar innerlik het hulle van God afgedwaal. Hulle het nie die gebooie gehoorsaam nie. Hulle het dikwels hulle eie koppe gevolg. Hulle het in ongehoorsaamheid aan God volhard. Omdat God alwetend is en weet dat die volk gaan sondig, weet dat die volk nie sy bepalings altyd gaan hou nie, stel hy dan die offers in, sodat die volk, wanneer hulle gesondig het en berou het vir hulle sonde, kan terugkeer na God toe. Die bring van offers was egter slegs 'n tydelike oplossing vir die volk se ongehoorsaamheid. Die gevolg was dat die volk uiteindelik in 'n patroon verval het, waar hulle heeltyd moes offers bring, want hulle het aanhoudend teen God gesondig. Die skrywer van Hebreërs skryf vir ons in hoofstuk 10 vers 11 verder: elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offer wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Terug by ons voorbeeld van die leerling. Die priesters is dag vir dag besig om 'n dik boomstam met 'n leerling se saag te probeer opsaag. Uiteindelik kom hulle daarom nêrens nie. Maak nie saak hoeveel offers die priesters gaan bring nie. Maak nie saak hoeveel leerlings die priesters gebruik nie. Die offers is eenvoudig nie bedoel om ons sonde permanent weg te vat nie. Die offers word nie vir daardie rede aan die volk gegee nie. Dit is dan presies vir hierdie rede dat Jesus Christus 'n mens moes word. Dat hy onder ons moes kom woon en dat hy in ons plek aan die kruis moes sterf. Jesus moes aarde toe kom om vir elkeen wie in hom glo 'n voldoende en 'n direkte weg tot God te skep. Jesus Christus moes kom omdat sy kruis die enigste voldoende gereedskapstuk is om ons vir ewig en permanent van ons sonde te kom verlos. Jesus moes kom omdat hy die enigste een is wat deur die kruis ons permanent kan kom red. Daarom lees ons in Hebreërs 8 vers 6: maar nou het Jesus 'n voortreffelike priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemende beloftes gegrond is.
is die enigste gereedskapstuk wat ons kan kom verlos. En daarom kom stuur God vir Jesus Christus aarde toe. Dit is dan presies wat ons deur die hele boek van Hebreërs lees. Deur die boek word Jesus Christus heeltyd met die priesters, die profete, die engele en met Moses self vergelyk, om te wys dat Jesus die enigste een is wat ons kan kom red. Jesus is die enigste ware weg tot by God, want hy het vir ons kom doen wat geen priester of profeet ooit kon doen. Hy het nie net vir ons 'n voorwaardelike en 'n tydelike redding kon gee nie. Jesus het vir ons 'n onvoorwaardelike en 'n ewige redding gebring. Hy het ons permanent met God kom versoen. Jesus Christus kom verseker dat geen sonde meer afstand kan bring tussen ons en God nie. Hebreërs 8 vers 1 begin met die woorde: ons het 'n hoëpriester, die een wat gaan sit aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Wat belangrik is om raak te sien, is dat Jesus gaan sit het, omdat sy werk van ons verlossing aan die kruis volbring is. In die tempel, in die Ou Testament, waar die priesters die offers moes bring, was daar geen stoele vir die priesters om te kon sit nie. Die priesters het heel dag lank gestaan en offers gebring. Hulle kon nie gaan sit nie, want hulle werk was nooit voltooi nie. Sodra hulle die een offer gebring het die volk alweer gesondig en moes dan nog offers gebring geword het. Daarom staan die priesters dag vir dag en bring dieselfde offers wat nog nooit die sonde kan wegneem. Anders as die priesters, het Jesus Christus egter vir ons aan die kruis gehang. Hy het aan die kruis gehang en die woorde geuiter: dit is volbring. Hy het toe gesterf, hy het opgevaar na die hemel en hy het gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Jesus het gaan sit, want ons sonde is permanent vergewe. Jesus het gaan sit, want sy werk is voltooi. Hy het ons aan die kruis kom red en verlos. Jesus het gaan sit, want hy hoef nie soos die priesters dag vir dag offers te bring nie. Hy het gaan sit, want hy is die een volmaakte offer. Deur sy verlossingswerk aan die kruis is elkeen wie in hom glo reeds permanent gered en van ons sonde verlos. Daarom het hy gaan sit aan die regterhand van God. Wanneer Jesus aan die kruis sterf, dan doen hy dit egter nie net om ons sondes te kon vergewe. Hebreërs 8 sê vir ons, hy sterf sodat hy ook 'n nuwe verbond tot stand kan bring. Hierdie nuwe verbond het God alreeds in Jeremia 31 beloof, toe hy gesê het dat God sy wette in ons hart en in ons verstand gaan skryf. Dit is die nuwe verbond en die belofte dat Jesus vir ons sal sterf en dat hy ons straf op hom sal neem. Hy gaan dit vir ons doen aan die kruis en dan, vers 12, sal hy ons genadig wees en sal hy aan ons sondes nooit weer dink nie. In Hebreërs 8 word hierdie nuwe verbond, waarby ek en u ingesluit is, daarom vergelyk met die ou verbond. Die skrywer van Hebreërs kom stel die krag van die nuwe verbond teenoor die swakheid van die ou verbond. Die ou verbond, die wet, die offers, die seremonies, was soos die letterlik. Dit het kort gekom en dit was gebrekkig, in die sin dat dit nie ons verlossing kon verseker
Dit moet ons ook laat besef dat ons verlosser ontvang het. Dat ons vandag 'n verlosser het wat vir elkeen van ons kom sê, ek sal jou God wees en jy sal my kind wees. Deur Jesus Christus se kruisiging en sy koms na die aarde, ken ons daarom ons as ons verlosser. Hy kom na ons toe en daarom sê hy vir ons in vers 11, nou hoef niemand van ons meer ons medeburgers te leer en vir ons broer te sê, jy moet die Here ken. Ons hoef nie meer vir ons broers te sê, jy moet die Here ken nie, want deur die kruisiging en deur die nuwe verbond ken ons nou die Here. Ons ken vir Jesus Christus as ons verlosser. Vers 11, almal wie in hom glo, groot en klein, ken vir Jesus vandag reeds as sy verlosser. Wanneer God vir ons kom sê dat ons hom moet ken, dan praat hy natuurlik nie net van boekkennis nie. Hy praat van 'n persoonlike en intieme verhouding. Kennis van God as ons Vader. Kennis van Jesus Christus as ons verlosser en Here. Kennis van die Heilige Gees as die een wat ons deur die woord kom versterk, kom vertroos en ook kom lei. Gemeente, God kom sluit hierdie nuwe verbond met ons, sodat elkeen van ons sal weet dat hy ons so lief gehad het, dat hy sy enigste seun na die aarde toe gestuur het. Nie ons te kom veroordeel nie, maar om aan ons die ewige lewe te kom skenk. In Hebreërs 8 vers 13 lees ons daarom dat God die eerste verbond oud verklaar het, sodat ons sal besef dat ons redding en verlossing alleen afhang van Jesus Christus en nie van onsself nie. Wanneer ons besef dat ons redding van Jesus Christus afhang, wanneer ons bewus raak van sy liefde en genade vir ons, kom lei die Gees ons dan om in gehoorsaamheid te leef soos wat God van ons vra. Ons leef in gehoorsaamheid aan sy wet, sy voorskrifte en sy bepalings, nie omdat ons gered wil word nie, maar omdat ons weet dat ons deur die kruisdood van Christus reeds gered is. Daarom leef ons soos wat hy vir ons maak. Daarom leef ons in gehoorsaamheid aan sy wet, wat in ons hart en ons verstand geskryf is. Ons leef soos wat God van ons vra, want ons hart skree nie meer dat ons skuldig is en gestraf moet word. Ons hart bely dat ons vrygekoopte, vrygespreekte kinders is van die enigste lewende verlosser. As verloste en vrygekoopte kinders van die Here, kom nooi God ons as geloofsgemeenskap daarom vanoggend uit om aan sy nagmaaltafel te kom aansit. Wanneer ons hier gaan kom sit, dan fokus ons op Jesus Christus. Ons fokus op die een wat ons sonde kom afwas het en wat aan ons die ewige lewe bestem het. God het op baie duidelik aan ons kom openbaar dat dit is wat hy vir ons kom doen. Aan die kruis, een Paasfees, lang gelede op 'n Vrydag,
kom bring. Gemeente, kom dan so vanoggend na die tafel toe. Nie met 'n skuldige hart nie, maar met 'n dankbare hart, wat getuig dat Jesus Christus eens en vir altyd, vir my en vir jou, die volmaakte offer is, was en altyd sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons vertrou U genadige Vader. Ons loof en prys U vanoggend as geloofsgemeenskap vir U verlossingswerk aan die kruis. Dankie Here dat U ons nie net in ons sonde gelos het nie, maar dat U U seun gestuur het om aan die kruis alles te kom volbring wat ons nie vir onsself kon doen nie. Here, dankie dat U ons kom red het. Dankie dat U ons kom lei en dankie dat U ook weer vanoggend die woord aan ons kom openbaar. Here, U het vir ons 'n nuwe verbond gegee, 'n verbond wat getuig van U genade, van U vergifnis en van die nuwe hart wat U aan elkeen van ons wil gee. Here, U het die wet in ons harte kom neerskryf en U lei ons deur die Gees om te kan bely dat ons reeds U kinders is. Daarom alleen is ons vanoggend weer eens hier om U te kom loof en te kom prys. Here, ons bid dat U ons deur die Heilige Gees sal lei om te leef soos verlosse kinders. Bewaar ons asseblief om onder die las van selfverlossing te probeer inkry. Leer ons om in vryheid, dankbaarheid en liefde gehoorsaam te wees aan dit wat U van ons vra. Here, kom vorm asseblief ons harte en kom rig ons gedagtes, sodat ons lewens sal getuig dat ons aan die enigste lewende verlosser behoort. Here, terwyl ons nou voorberei om aan die nagmaal op tafel kom aansit, bid ons dat U ons asseblief sal lus. Here, maak ons asseblief nou stil en opreg voor U. Laat ons asseblief nie op oppervlakkigheid of uit gewoonte aan die tafel kom sit nie, maar met geloof en dankbaarheid. Here, laat ons asseblief nou bewus raak van U liggaam wat vir ons gebreek is en U bloed wat ook vir ons gevloei het. Laat U brood en die wyn dan ook vanoggend weer U evangelie aan ons kom bevestig. Here, want op die einde van die dag is U woord al wat ons kan vashou. U woord is al wat ons kan glo en U woord is al wat ons kan kom red. Daarom vra ons nou en asseblief deur die nagmaal. Kom versterk ons in ons geloof en kom vertroos ons ook asseblief met die wete dat U woord waar bly. Ons vra dit alleen nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen omdat U goed en genadig is.